Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug. Dit is tyd vir volgens krantbesprekings en Christel Cornelissen is hier om met ons te gesels oor die interessante plaaslike nuus volgend. Goeiemôre Christel. Dag sy kollegas. Ons begin by die nasionale gesondheidsversekering volgend. Ons doen so, daar's nou die een hofsaak na die ander wat aangehoor word. Kyk, hierdie nasionale gesondheidsversekering kom nou al baie jare. So ek dink dit was verlede week gewees, was dit die hofsaak wat aangehoor is oor die openbare deelnameproses. Waarin aangevoer word, die proses was gebrekkig geweest. Mense het nie geweet presies waarvoor hulle gaan inlaat nie, so hulle kon nie 'n ingeligte mening maak nie. En hierdie een wat gister uitspraak in was, ook in die konstitusionele hof het beslis dat die sertifikaat van behoefte wat basies bepaal waar gesondheidspraktisyns mag praktiseer en wat hulle mag doen en wat hulle mag lewer, ongrondwetlik is. Solidariteit is een van 8 applikante in die saak gewees. Nou, hulle bestempel dit as 'n belangrike pilaar van die NGV wat gekantel het. So hulle sê dit waarop die NGV-stelsel berus, hierdie is een van die belangrike elemente en hy is nou omgestamp. So vir hulle is dit 'n baie groot oorwinning. Die minister van Gesondheid, Erin Motsoaledi, is nog steeds nie oortuig nie. Hy sê dis nou maar net so, NGV gaan nog steeds aan. Ek dink wat mense hier moet wegvat is dat Suid-Afrikaners hulle stemme laat hoor. Ons het hier al baie oor gepraat. Ons is nie gekant teen universele gesondheidsorg nie. Ons is gekant teen die staat se hande in die kitty en ons is gekant teen sentrale beheer deur die regering. Ons het nou onlangs gesien die DKD, daar was nou groot stories gewees oor wat hulle vir byvoorbeeld soppoeier betaal en wat was die ander ding wat so baie duur was? Olie. Kookolie is duur, maar kerels is nie so duur nie. Groot verduidelikings vir hoekom dit gebeur. Dit kom uiteindelik by verkryging. So die staat, hierdie kom ook weer terug na verkryging toe. Die staat wil verkryging beheer. En die rede hoekom dit belangrik is vir hulle om dit te beheer is omdat daar baie geld is. Of dit ons stelsel gaan beter maak. Die mense wat gekant is daarteen sê nee. En hier waar ek sit is ek ook nie oortuig nie. Solidariteit sê dit is 'n oorwinning. Die stryd is nog steeds nie gewonnen nie. Ons gaan aan met NGV. Ons weet nog steeds nie waar die geld daarvoor vandaan gaan kom nie. Wat die staat nou nie meer kan doen nie, is, kyk, hierdie regulasies waarna verwys ons die sertifikaat van behoefte, is al iets soos 22 jaar gelede aanvaar, maar is nooit in werking gestel nie. So nou met die NGV wou hulle dit gebruik, maar nie meer nie. So jy weet, dit maak geen sin, jy weet, om vir iemand te sê waar jy jou werk mag doen en wat jy mag doen nie. Want dit bepaal waar jou kinders moet skool toe gaan. Ek bedoel, van wanneer af vir die staat daai sê oor waar jy werk, waar jou kinders skool toe gaan, waar jou gesin mag vestig, in watter stad of dorp of provinsie jy moet bly. Daar is voorheen sulke goeters al probeer. Ek dink Mao Zedong het dit probeer. En jy weet die lekker voorbeeld. Ja, die Russiese revolusie het dit probeer en dit het nie gewerk nie. So dis absoluut totaal nee, Pierre, jy is wel reg. Ons is 'n klomp robotjies, nee. Jy weet, Nee. ons is mense met vrye wil en die grondwet beskerm ons reg om daai vryheid van keuse uit te oefen. Ja. Ek moet nie vir julle twee sê alle TV-programme moet in Kaapstad vervaardig word. Hulle het 'n baie mooier uitsig as Pretoria en dit is so dit nonsens. Dit is 'n verregaande voorbeeld, maar jy kan nie dit doen nie. Jy kan nie en ek dink as mens dink gister was die Mies Hospitaal ook weer in die kolle gewees oor die hoeveelheid vakante poste wat daar is, die goeders wat nie werk nie reggestel is nie. Nou moet mens ook praat oor bestuur. Daar moet ons net al hierdie dinge in plek eers kry. Die bestuur, hoe ons openbare publieke hospitale bestuur op hierdie stadium, wat ons betaal vir olie. Kom ons kry net eers alles daai in lyn wat daar is klaar. Maak net die stelsels wat daar is reg, bestuur dit reg. Dank die mense af wat nie dit kan doen nie. En so kan jy dan die nodige gesondheidsorg vir almal bied. Goeie gesonde bestuurspraktyk. Ja, 100%. As jy die stelsel opruim, as dit werk soos dit werk. Kyk julle, ons het nie 'n tekort aan geld in hierdie land nie. Daar's mense van ons wat arm is. Ek wil amper sê speak for yourself. Ons het tekort aan geld. Maar ja. Dis ongelooflik die bedrag geld wat deur departemente gaan. As mens kyk na die ouditeur-generaal se verslae elke jaar vir koste besteding, dis geld in die water. Ja. Dis honderde miljoene rande wat ergens gebruik kan word. Dan moet ons nie vir mekaar sê ons het nie geld nie. Die staat het baie geld, die staat mors die geld. My vraag is eintlik wanneer gaan die minister van gesondheid, wanneer gaan Erin Motsoaledi gaan, okay, die ding wat ons
oorspronklik opgestel het, werk duidelik nie. Kom ons hersien dit. Want dit voel nie vir my of hy enigsins gaan knak en gaan okay, ons moet hierdie op hersiening neem nie. Wat beteken ons gaan net na hof toe en dit gaan net geld kos. Sekerlik moet goeie, gesonde verstand intree op 'n stadium en gaan, okay, hierdie werk dalk nie, ons moet dit tog laat hersien. Van waar die hardnekkigheid? Maar ek kan dit nie verstaan nie. Nee, ek kan dit ook nie verstaan nie. En ek dink jy gaan baie lank wag as jy dink Erin Motsoaledi gaan van plan verander. Dis 'n ideologie. En nêrens anders in die wêreld werk dit, nee. Nee. Ideologie koop nie pleisters en drips en betaal. Maak die kinders gesond nie. Absoluut. Maar goed. Dan moet ons praat oor ek raak warm onder die kraag as ek dit sien. Joe Ferrari Sibagnoni, die taxibaas in Mpumalanga wat Praat vir mense wat nie 'n tekort aan geld het nie. korrek wat in die hof is vir multimiljoen rand bedrog en swendelary en rampokkery. Sy aanklaer, die aanklaer in die saak het besluit eerstens om Vrydag laat op te daag en Maandag glad nie op te daag nie. Ja, dis 'n probleem hierdie. Joe Sibagnoni se bynaam Ferrari soos jy sê, hy is in die hof vir afpersing. Hy word daarvan beskuldig dat hy iets soos 2,5 miljoen rand by 'n sakeman uit hom probeer pers het. So die saak is in die hof. Julle moet onthou dit is min eintlik dat afpersingssake hierdie punt bereik. Ja. Mense is te bang om dit aan te meld en ons verstaan ook hoekom. In hierdie geval het iemand 'n saak aanhangig gemaak, dit het tot in die hof gekom. Die aanklaer het nou ongelukkige geskiedenis van laatkommery. Nou ek het vanoggend, toe ek gisterand die gelos het, vanoggend het ek weer gekyk of iemand al die aanklaer opgespoor het. Want ek moet vir julle sê, ek het ook gister lelike gedagtes gekoester oor hierdie man wat eintlik eiehandig die saak gesink het. Jy weet, dis van die rol geskraap Die omdat hy nie staatsaanklaer. hulle het hom nog nie in die hande kon kry nie. Ek het in die jongste berigte kon ek nog nie sien dat iemand hom in die hande gekry het nie. So toe dink ek vanoggend miskien moet 'n mens net 'n tree terugneem ek self en dalk net wag en kyk of vind ons hom. Oeh, gats. Want kyk ons het 'n ongelukkige het ons 'n slegte geskiedenis met mense wat verdwyn of mense wat baie seer kry wanneer hulle krap waar dit by sekere mense nie juk nie. So ek het presies dieselfde gereageer. Ek voel nog steeds so. Hy het 'n ongelukkige geskiedenis van laatkommery. Gister het die Landros gesê hulle het gewag vir hom. Ja. En toe teen 1:15 het sy 'n lasbrief vir sy inhegtenisneming. Jy weet hy moet hof toe Die kom. staatsaanklaer se inhegtenisneming. Die staatsaanklaer is amper ongehoord. En die nasionale vervolgingsgesag, die hoof Andy Mothibi het op televisie gesit en kyk wat gebeur. En dit was seker nie 'n uur later nie was daar 'n verklaring met gewees dat hulle skors hom voorlopig terwyl hulle probeer uitfigure wat gebeur. Maar die saak teen die 4 manne is van die rol geskraap. Dit kan weer op die rol geplaas word. Maar dan met die skriftelike toestemming van die direkteur van openbare vervolgings in Mpumalanga. So dis 'n proses. Ja. Dis nie klaar nie. Ek het gesien News24 het met die klaar in die saak gepraat. Hy's amper moedeloos. Hy voel regtig in die steek gelaat en ek dink ons almal deel sy gevoel om te sê maar wat op aarde het hier gebeur? Ek het my mond oopgemaak. Die kans gewaag, my lewe Ek gewaag. weet wat kan met mense gebeur. Ons kyk almal die kommissies op TV, getuie D of getuie E en wat met hulle gebeur. Dis lewensgevaarlik om jou mond oop te maak teenoor die verkeerde mense. Ja. En hy het dit gedoen en nou is die saak teen hulle geskraap. Ek hoop dat die aanklaer 'n baie goeie verskoning hiervoor het, want hierdie laat 'n mens baie groot vrae vra oor waar ons strafregstelsel is. Ongelukkig het hy 'n geskiedenis van laatkommery. So mense eerste gedagte is hy was weer laat en hy het die oggend nog laat weet, jy weet hy is op pad. Almal sit en wag en hy daag nie op nie. Ek dink hierdie is 'n saak wat ons meer vrae laat as antwoorde oor wat presies eintlik agter die kap van die bel gebeur het en ek dink dis wat ons wel wag om te sien wat gebeur. Kommerwekkend Ja. enige kant toe. Of dit is omdat hy laat is en gedink het dis oukei en of daar iets met hom gebeur het, kommerwekkend werklik. Die hele strafregstelsel hier is baie vrae. Ja. Dan moet ons selfs oor die EFF en spesifiek Julius Malema wat sê die EFF sal nie boere vermoor nie. Ja. Wat om te sê? So ons is op pad na 'n verkiesing toe, plaaslike verkiesing. En die eerste ding wat by my opgekom het is hierdie is verkiesingspraatjies. Dan wil ek hom graag die voordeel van die twyfel gee en dit is baie moeilik soos wat ek hier sê om vir
Julius Malema die voordeel van die twyfel te gee, maar miskien is dit wat ons met mekaar moet doen. So Julius Malema sê geen boer sal deur die EFF vermoor word nie. Hy sê hy self 'n boer, hy was lyk vir my nogal geesdriftig geweest. Hy het vir een van die mense wat deelgeneem het aan die podcast waar hy die opmerking gemaak het gesê hy het meer beeste as hy het meer beeste, ek het meer beeste as jy en meer beeste as enige ander wit mens. So as dit jou pas is almal 'n boer. En dit is amper die gevoel wat ek hier kry is hy is besig om mooi broodjies te bak iewers. Ek is nie seker of ja, ek het maar agterdog oor sy bedoelings. Dit voel vir my baie na verkiesingspraatjies. Ek dink wat belangrik is dat ons met mekaar praat. Ja. Selfs al hou ek nie van wat iemand sê nie, dink ek dit is belangrik dat ons aanhou om met mekaar te praat. Ons het al baie gepraat oor Kiel de Boer, dit het weer in hierdie gesprek opgeduik, wat gesê het, jy weet, maar dit verwys na stelsel. Dit verwys nie na 'n boer nie. En ek dink vir iemand soos Julius Malema is dit belangrik dat hy ook dalk net 'n oomblik moet gaan stil staan en dink, maar vir iemand verwys dit na 'n boer. Los dit nou. Dis kwetsend, dis onnodig. En wanneer ons met mekaar praat, miskien op 'n gewone vlak as twee mense wat teenoor mekaar sit, gaan ons dalk daai punt bereik. Hierdie voel vir my soos baie verkiesing. Ek kan nie fout vind met wat hy sê nie. Ek kan. Ja. Mag ek dit sê? Ek bedoel, as jy sê kill the boer, beteken dit maak die boer dood. As jy sê economic freedom fighter, beteken dit dan ook obviously hy's nie daar om ekonomiese vryheid te bring. Want as hy sê kill the boer, dan bedoel hy dit ook nie. So wat van sy woorde is werklik waar? En dit is die probleem. En jy moet onthou, mense gebruik baie keer woorde en sê maar dis hoe ek dit bedoel het nie. Jy moet verstaan dis hoe ek dit gehoor het. Hy weet dit is kwetsend. Hoekom aanhou voeter hiermee? Ja, en ek dink die verskil is dis nie iets wat hy een keer sê nie. So Nee, ek dit kan is baie sê herhaling. dis nie iets wat ek bedoel het nie en ek gaan besin oor wat ek gesê het en ek verander hoe ek dit aanspreek. Hy verander nie hoe hy iets Hy aanspreek verander nie. niks daaraan nie en elke keer kom ons terug by maar die hof het gesê hierdie is nie haatspraak nie. Jy weet baie goed die uitwerking wat dit het wanneer dit uit jou mond uitkom en tog hou jy aan en daarom gaan ek terug by ek dink hy's besig met verkiesingspraatjies. Ek is regtig agterdogtig oor sy bona fides. As jy weet iets wat jy sê is kwetsend teenoor iemand en erger nog, iemand anders kan dit verkeerd opneem. Want boere word in Suid-Afrika vermoor, baie mense word in Suid-Afrika vermoor. As jy weet ergens kan iemand dit verkeerd opneem, hoekom aanhou? Ek dink nie ek gaan eers vra oor sy kredietwaardigheid nie. Op hierdie stadium 'n leier van een van die grootste politieke partye in die land wat nie weet jy mag 'n vuurwapen in die publiek afvuur nie. Ek wil nie eens verder van hom weet dan nie. As jy Ja, en ek dink dit is hoekom mense maar 'n bietjie agterdogtig is oor weet wanneer hy begin mooi praatjies praat. Ja. Kom ons praat bietjie oor hoop. Daar is en as dit vir diere is, soveel te meer belangrike hoop. Ons praat 'n bietjie oor die Johannesburg se dieretuin. Daar is 'n veldtog van stapel gestuur met die hoop dat die olifante wat daar is op 'n stadium nie gerehabiliteer kan word nie, maar ten minste na 'n groter area toe oorgeplaas kan word en bietjie meer vryheid kan geniet. Ja, dis 'n hofsaak wat na verwagting vandag aangehoor moet word. Dit gaan oor 3 olifante by die Johannesburg se dieretuin, Lammy, Mopani en Ramadiba. En hulle vra dat hulle gelos word. Laat hulle aftree ergens. Nou kyk, daar's baie argumente vir en teen diere in aanhouding, dieretuine, wat hoort in 'n dieretuin en wat hoort nie in 'n dieretuin nie. Dieretuine speel 'n geweldige groot rol byvoorbeeld met navorsing. Diere wat nêrens anders gevind word nie, maar wat in aanhouding is, wat geteel mee kan word daar. Wat hulle in hierdie hofsaak aanvoer is dat diere nie net daar is vir mense se plesier nie. Ja. En ek dink dis uiteindelik die kruks van die saak. Hulle sê in ander lande het die howe al erken dat diere soos olifante hulle die reg om vry te lewe, om hulle natuurlike gedrag uit te leef. In Suid-Afrika byvoorbeeld waar ons baie olifante het, weet ek nie of dit billik is om te sê, weet ons het 3 olifante in aanhouding nodig nie. Dis hoekom ons howe het, dis moeilike besluite wat hulle moet neem. Hulle gaan die hof vra om te beveel dat die olifante na 'n reservaat geneem word waar hulle kan aftree. Persoonlik dink ek is 'n goeie idee. Olifante het immigrasieroutes wat oor lande grense heen gaan in Suid-Afrika tradisioneel voordat ons hulle toegespan het. Dis nie diere wat jy in 'n kamp hou nie. Ek sê met jou saam en weet nie om enigiets weg te vat van die goeie werk wat
navorsing en dieretuine. Die dieretuin in Wonderlike Johannesburg doen bydrae. ongelooflike goeie werk. Want in dit daai wil dit opsig. verseker 'n plek, maar ek dink iets soos olifante wat nie te ver van hier af gevind kan word nie. En dit is dalk nie almal beskore nie, maar ek weet nie of 'n olifant die prys moet betaal daarvoor nie. Ja. Verseker. Sal julle laat weet wat sê die hof. Okay. Dankie Christel vir die saamstelling met die heerlike week hè. Dankie kollegas. Dis Christel Cornelissen, ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.